oulap se rooi, maar 'n oulap se groen. Ai nee, is dit nie wonderlik om so baie groen in die suide te sien nie? Dis verskriklik mooi. Ek het vasgehaak by die ou lap. By die ou lap. En ou goeters. Ek hou van ou goeters, net jou. Ek hou van jou. Presies, nee, dis hoekom ons hierdie program het. Dis vir ou goeters. Dis vir ou goeters. En kyk, het ons nou ou goeters gesien? Ja, 'n suidereis en dis verstommend wat se skatte loop jy raak as jy net bietjie afdraai. Absoluut. So, kom saam met ons na die Historical Boutique Hotel. En raap Stampriet. En raak groen van jaloesie oor al die beautiful ou goed wat daar is. I don't know where to look. Okay. Oh my God. Okay, start again. You look beautiful. Like crazy. Am I just sitting skew? Is the camera skew? Yeah, ladies, like, I'm sorry, ma'am. I have to do this. What does it mean to be independent as a woman? Independence for me signifies more than just financial freedom or the freedom to make my own decision. It signifies the ability to make my own path in a male-dominated world, the ability to make my own decision apart from my traditional roles. To courageously go after your ambitions and to live your life with intention. To be free of control and influence by others, to be able to provide for the next, and to embrace being a woman. It means being confident in your own direction, your own voice, and your own decisions. Is being able to take care of yourself and being able to take care of your family through God's provision and your own hard work. To assert yourself, to be part of the world and all its doings, and to be your own person. It means that you need to be able to make decisions without guidance. You need to be strong. You need to have an ability of bringing up the next person, and you need to be a mother to everybody. Being an independent woman means I have the freedom to choose my own path and uplift others along the way. It's being able to celebrate your uniqueness as well as celebrating another female's uniqueness without trying to compete nor degrade another woman by bringing her up. That to me means an individual as a woman. Met Regard Lourens van Historical Boutique Hotel, hierso op Stampriet. Dis groen, dis pragtig. Regard, wat 'n lushof. Vertel eers gou voordat ek nou hierso by die amazing kamers kom. Hoekom het jy besluit om nou spesifiek hier op Stampriet 'n hotelletjie oop te maak? Maar ek dink is sekondêr. Ons het weet Lindy het mos nou die wewery begin met die karakool en al daai goed en met ons kreatiewe denke het ons besluit maar dit kan 'n goeie kom ons noem dit nou maar aanwins wees vir die wewery as daar internasionale toeriste deurkom in daai tipe van goed en ja, een ding het gelei tot 'n ander ding en ja, vandag is ons baie trots op wat ons hier
kom ons sê nou maar gecreëer die laaste 12 maande. Wat absoluut opvallend is die ou en die autentieke aard van wat julle gedoen het. Vertel vir ons 'n bietjie van die geskiedenis van die perseel, want dit is after all historical boutique hotel. Ja, ek kan nou nie vir jou 100% presies sê wat die geskiedenis is nie, want daar is baie meer mense in die omgewing wat baie meer weet. Maar hierdie perseel is oorspronklik gebou en gestig met die gedagte dat daar 'n historiese komponent is oor die geskiedenis van Stampriet, oor die geskiedenis van die Karakoel, oor die geskiedenis van die water en die katoen en al daai spesifieke komponente. So die gemeenskap het bymekaar gekom en elke familie, elke gesin het 'n bydrae gelewer tot hierdie spesifieke perseel waar jy dit vandag sien. So as jy nou by ons kom bly, dan gaan jy dit onmiddellik sien. Jy weet daar's 'n verskeidenheid van familietradisies en geskiedenis en foto's en ou Bybels en dit is eintlik ongelooflik wat op hierdie perseel is. So ja, een ding het gelei tot 'n ander ding en ja, vandag is ons nou ons het 20 kamers en ons besetting is uitstekend. En wat beautiful is van die kamers is antiek of dan nou vintage. Het jy persoonlik, het julle 'n voorliefde vir vintage? Ja, alles ek wil amper vir jou sê spruit terug na my skoonma toe. Jy weet, sy het die wewery gehad. Sy het ons van vroeg af vir my en Lindy geleer van antieke komponente. Hulle het ook destyds in die Karoo waar hulle geboer het hulle in Jan Smit se huis gebly. So ons liefde het daar begin met die geelhout en die antieke meubels en al daai goed. So dit was so half ek wil amper vir jou sê 'n perfect match vir ons. So ons het 'n liefde vir dit, ja. Vind jy dat mense ek bedoel daar was 'n tyd toe dit nou glad nie in vogue was as jy nou van hierdie ou goed in jou huis het of wat nie. En deesdae is daar hierdie geweldige belangstelling weer. Vind jy dat dit hier ook dat mense jy weet dit half embrace en hoekom dink jy hou ons nou met eens weer van ou goed? Ek dink daar's 'n paar komponente wat 'n rol speel. Ek dink die eerste ding is die, kom ons noem dit nou maar die fire starters in ekonomie en kuns en daai tipe van goed en daai ouens, ons noem dit nou die Vogue, wat hierdie goed weer begin implementeer het. 'n sprekende voorbeeld is Babylon Storing, wat nou onlangs aangewys is as die beste hotel in die wêreld. En as jy gaan kyk na wat Koos hulle daar gedoen het, dit was 'n ou plaas, uit ou antieke komponente. Hulle het nou snaaks Vallei oopgemaak waar jy hierdie experience kry van wat hier gebeur het in die 1800s. En ek dink dit het 'n waardevolle, ek wil amper vir so 'n waardeketting begin raak oor hoe jy dit plaas binne in ons modistiese wêreld van vandag, jy weet. So as daar 'n antieke komponent is soos 'n antieke geelhoutkas, maar hy's wel ook 'n baie fancy koffiemasjien, jy weet, dan skep dit hierdie atmosfeer van waar kom ons vandaan, wat was die verlede en hoe ons ook saam met ons toekoms verder vorentoe beweeg. Ja, waar gaan jy heen? Ja. En dis vreemd, ek bedoel, 'n paar jaar terug sou ek gedink het die twee goed gaan nie saam nie, maar dit komplementeer mekaar eintlik pragtig, nê? Ja, absoluut, en ek dink ook weer die trend. Die trend waar ons is vandag het 'n baie gesofistikeerde pad geraak waar jy hierdie noem dit nou maar eienaarskap vat van wat ons hier doen, ons gaste wat ons ontvang, die wewery wat ons vir die mense wys en die borde kos wat ons uitsit, daai tipe van goed. Ek dink dit speel 'n fenominale rol in hoe die gas of die kliënt van nou af verder vorentoe. Hy wil nie regtig meer in 'n groot hotelgroep kom ons sê incheck en alles is dieselfde of ek nou in Johannesburg bly en Dubai bly of in Windhoek bly. Ja, daai franchise tipe goed, en daai franchise komponent en alles is presies dieselfde so wat ek hier kry ek daar. En ek dink die beweging van die kliënt gaan meer na owner manage
ek kom in jou huis en ek wil sien wat jy doen. Jy weet jou kos wat jy aanbied, die gevoel van jou kamers, jou temperatuur, jou lekker koffie, jou groot Kalahari steaks, jy weet daai tipe van ding. Ek dink dit is die sleutel waar in ons is en wat ons wel kan toepas in toerisme in die suide van Namibia. Jy het jou net gepraat van mense wil nie meer hê alles moet net dieselfde, alles moet gestandaardiseer wees nie. En dis my een van die opvallende goed hierso, buiten vir die oulike name wat julle kamers het soos Gibeon en Goggas, elke kamer is uniek. Elke kamer lyk anders as die ander ene. Ja, ek dink ek moet nie krediet vat daar nie. Jy weet ons het dit so gekry. Jy weet so baie van die geskiedenis van hierdie perseel is nog presies dieselfde as wat dit was 25, 30, 45 jaar terug. Jy weet so kom ons noem dit nou by die punte waarop ons gefokus het ten opsigte van die historiese komponent is nog net so. Jy weet so daar's hier en daar 'n bietjie van 'n skuif gewees en ons het so 'n bietjie opgetel. Maar ja, daar vat ek die krediet nie. Ek dink dit is maar jy weet die Kennedys as ek dit reg het in die Sondags wat die plek gehad het wat hierdie gevoel geskep het aanvanklik. En die meeste van die meubels en goed wat hier is, het julle hier gekry toe julle hier gekom het. Ja, ons het die plek gekry net soos hy hierso is. Ons het wel 'n nuwe goed ingebring wat net bietjie meer gemaklik is. Ons het bietjie spasie geskep. En natuurlik julle matte. Ja, ons matte is die koning, jy weet. Om Kalfoot op daai matte te lewe. Ja, hy lewe. Is net mense dit is ongelooflik. So die matte is in al ons kamers. En dit skep ook jy weet daai gevoel van die suide. Waar kom hy vandaan? As 'n Karakul of 'n Spakara. So ons het maar daai so hier en daar bietjie getouch op die gevoel van die kamers. Ja. Julle het nou onlangs 'n nuwe plekkie gebou wat heeltemal half op sy eie is met sy splash pool en vertel vir ons bietjie, is dit waarheen jy beweeg? Ja, ek dink is my inspirasie. Jy weet wat hy altyd na soek om in jou industrie kom ons sê nou maar soos 'n gedagte of 'n merk te los. Jy weet so as ons gaste ontvang en ons plaas hulle in hierdie nuwe noem ons nou my kamer wat se naam die Wolskuur is wat ons aanvanklik in ek dink Riebeeck Kasteel gesien het. En gedink dis 'n mooi naam want dit pas in by die wol van die van Linnie se matte en dit is so plaasomgewing. Hierdie inspirasie maar van daar gekom en ja, ons wil dit so 'n bietjie privaat maak. Jy weet en ons wil 'n diens lewer wat uniek is. Jy weet jy wil hê jou gas moet 'n goeie gevoel kry van as hy nie kom ons noem dit nou in die splashpool ingaan as 'n ou donkie wat daar staan wat ons vuur aansteek in die winter as die water lekker warm en hy kyk uit oor die kom ons noem dit nou maar oor die vlaktes en daar so 'n bietjie ou koffiemeule en ou vintage meubelstukke daar binne en baie secluded in privaat, jy weet. Ek dink dis die groot ding. Die toerismebedryf is natuurlik 'n heeltemal dit is nie vir enige iemand om dit te doen nie. Jy self, is jy 'n mens? Is jy lief vir mense? Ja, ek dink dit baie vroeg begin in my lewe. Ons het in Suid-Afrika in die Weskaap was ons deel van die Protea Hotel groep, die Marriott groep. En in 2008 was daar 'n wêreldresessie gewees. Toe toerisme baie dieselfde as wat gebeur het met COVID. Dis reg. Was 'n ontsettende afplatting. So toe het ons uitbeweeg uit dit uit en net op eiendom gefokus. So my liefde en my eerste noem dit nou maar my werk of beroep was in die hotelbedryf gewees. So mense is vir my belangrik. Ag, dit is my lekker as mense om ons is en dit geniet. Jy weet Lindy is nie altyd so mal daaroor nie. Sy wil so 'n bietjie op privaat nee. Maar vir my is dit lekker. Jy weet ek geniet dit as ou vriende hier kom of mense wat ek lank terug gesien het. Ek sê nou net vir een van ons kennisse dat ek sien meer mense hier wat ek ken as wat ek in Windhoek geken het. Dis ongelooflik, nee. So elke week is hier iemand wat hier inkom wat ons wat ons ondersteun en wat hoor ons is betrokke hier en ja, ons is baie dankbaar daaroor. Ja. Stamford is nou 'n interessante plek om te kies want hy lê van die hoofpad af. So jy moet letterlik afdraai om hiernatoe te kom. Vind jy mense is bereid om dit te doen? Is dit 'n gewilde bestemming? Kyk, hy is so 'n bietjie van die kaart af. En dit het sy uitdagings.
want jou tradisionele roetes is mos nou maar van Windhoek af Sossies Vlei toe, jy weet, so die afdraai is 'n probleem, maar waar daar 'n wil is daar 'n weg, jy weet, so ons het maar gesegde, jy weet, as jy 'n produk het waarin jy glo en jy kan dit verkoop, dan behoort 'n afdraai na die Kalahari toe nie regtig 'n probleem te wees nie. Alsbehalwe, ja. Jy weet, so ons fokus is om die besetting op te stoot vir die hele jy weet, noem dit nou maar hierdie Stampede gedeeltes tot onder in die Kalahari. Ja. En as jy dit kan vergelyk, dan kan jy ook kyk na daai Route 66 in Suid-Afrika. Hy's ook, call it off the beaten track, maar as jy eers daar is, dan het hy hierdie inspirasie en hy het hierdie ongelooflike gesig, jy weet. En ek dink dis waartoe ons op pad is as 'n noem dit nou maar as 'n groep bemarkers om hierdie gedeelte van ons land, en hierdie mooi gedeelte van ons land op die kaart te kry. Wat se ander planne het jy vir die hotel? Maar ons is in 'n vennootskap saam met 'n maatskappy in Namibië, Namibiese maatskappy. Ons maak nou hotelskool oop. Ons is baie opgewonde daaroor. Eerste een vir die suide en vir Stampede. En hy gaan hand aan hand loop met die weefskool. Jy weet, so dis vir ons belangrik. As jy gaan kyk na die presentasies op hierdie stadium, is daar nie regtig plek vir nog kamers nie, maar ons gevoel is net as jy 'n produk neersit wat uniek is, wat jy genoem het die wolskuur, dan sal die mense kom, jy weet. So daar's nog 30 kamers op pad vir hierdie area, so bietjie meer so 10 km uit die dorp uit, wat so bietjie meer in die duine is en so. En ons behoort ons so Oktober maand behoort ons daai spesifieke produk in die mark te sit. Dit is wonderlik. Ons sien uit daarna om na die nuwe kamers en goed te kom kyk. Baie dankie dat ons hier by julle kom kuier en baie voorspoed. Dankie jou. Karakoel en die suide. Vir baie van ons ouderdom, was dit altyd sinoniem en die twee goed kom nou weer by mekaar. Ons gesels met Regard Lourens. Regard, julle is met wonderlike werk besig hier. So julle is regte Namibiese werk. 'n Weefskool op Stampede. Dis deel van julle planne. Ja, ek dink Joe, dit was altyd deel van die plan. Jy weet, ek dink Lindy het vroeër genoem van Mahatma Gandhi en die ritmiese komponente en wat ons kan doen met die wol in ons land. En hoe meer ons die mense kan leer, hoe groter gaan die produksie raak, hoe meer werk gaan ons skep. Jy weet, so is 'n suksesvolle struktuur wat ons besig is om mekaar te sit in alle verskillende klasse, jy weet, in ouderdomsgroepe van ons land, jy weet. Spesifiek die suide. Lindy het genoem van die 80% werkloosheid. En ook as jy daai skill leer en jy deur die kurrikulum kom binne 'n jaar, dan kan jy hierdie tipe loom of raam, weefraam wat ons het, kan jy by die huis opsit, jy weet. En ma kan weef en die babietjies kan kyk en hulle kan weer leer. En so, ek wil amper vir jou sê, so transfer ons die skill. Presies, want hierdie tipe weefproses, die produk wat gemaak word, is ook iets wat hom uit en uit kan leen na iemand se eie klein SME'tjie. En dis waar jou groei in die ekonomie lê. Absoluut. So, ja, Mahatma Gandhi het gesê, jy weet, as ons land se ekonomie in Indië wou verander, begin weef. En die grootste wewery nou in die wêreld het so net so onder die 90,000 mense. Groot genigtig. En hulle India voer na Amerika toe uit net onder
10 biljoen rand se matte 'n jaar. Dis ongelooflik, nee. En dit is 100% gebaseer op die struktuur van jou klein, noem dit nou maar satelliet. Yes. Weeframe wat by huise sit, informele huise, daai tipe van goed, jy weet. En ek dink dit is die gedagte wat ons het en dis hoekom Lindy ook gesê het. Jy weet, sy het gesê ek sal die hele stampriet vol weeframe sit as ek moet. Fantasties. Want dis die key. Dis ook 'n volhoubare bedryf, nee. Jy praat nie van 'n myn met 'n lewensduur of 'n oliedroom wat nooit materialiseer nie. Dit is iets wat vir generasies kan aangaan. Ek dink so. Dis vir ons belangrik dat dit reën. En dit is 'n goeie teken hierdie jaar. So ons is baie opgewonde daaroor, maar as daai blessing kom, dan weet ons generasies na generasies kan leer weef. Jy weet, ons hoef nie net 'n mat te weef nie. Daar's soveel verskeidenheid komponente wat ons nog kan inbring in die struktuur om ons land se ekonomie veral in daai spesifieke sektor ongelooflike opstoot te gee. En veral in die suide, nee, want die suide tradisioneel suig maar aan die Namibiese ekonomiese agterspeen. Dit is nou maar so. Een of ander rede, ja. Dis seker maar omdat ons as ons deur die suide ry, dan is dit droog. Jy weet, dis nie altyd hierdie mooi nie, maar ons sê altyd ons krag kom van onder af. Jy weet, ons sien in Stampriet, hierdie aquifer, hierdie water, hierdie ongelooflike water, die medisinale water, jy weet. En dan ook die son, die energie. Jy weet. So die suide is 'n diamant wat geslyp moet word. En hier is ontsettend baie potensiaal, jy weet, en dit is hoekom ons hier is. En dis hoekom ons verhuis het hiernatoe. Want ons kon sien die impak wat ons kan maak op ons klein skaal met 'n droom wat 'n realiteit kan raak. En ek dink dis hoekom ons 'n liefde vir dit het. Ja, en ons is nou mense van die suide, jy weet. Ja, regte suide mense. En dis vir ons lekker. Dit is vir ons regtig lekker. Karakoolmat spesifiek, is dit iets wat nou weer baie gewild is in die buiteland? Ek dink, as ons kyk na ons markontleding en wat die buiteland vir ons op hierdie stadium wys, en dit is nou spesifiek die VSA en dele van Europa, is die sintetiese komponent is besig om weg te val. Presies, daar is 'n groot beweging terug na basics. En ons wil en die mark, die mens wil hierdie sirkulêre ekonomie weer terugsit. Jy weet, so waar kom jou mat vandaan? Hy kom in die suide van Namibië uit. Waar is Namibië? Nee, dis 'n diamant in suidelike halfrond van Afrika. En ek dink dis waartoe die mark beweeg. Die mark wil nie meer net instap en sê okay, maar ek wil daai mat hê want dit is 'n mooi kleur nie. Jy weet, ons kan dieselfde doen met noem dit nou maar handgeweefde produkte. En ons kompeteer ook met daai mark ten opsigte van die prys. Ja. Jy weet, so dis nie net altyd 'n eksklusiewe komponent nie en dis 'n onbekostigbare komponent nie. Dit is 'n prysklas wat ons met die sintetiese produk, geweefde produk kan kompeteer. Ek bedoel, katoen is ook besig om terug te kom. Presies. En dit is exciting. So ja, definitief. Nee, inderdaad exciting times. Wat spesifiek karakool skaap betref. Dit was 'n groot ding in Namibië, natuurlik toe nou gecrash. Hoe sterk is die bedryf weer aan die opbloei en waar skryf jy dit toe? Man, ek is nie 'n 100% kenner van die karakool nie. Ek dink jy weet, Lindy en die boere en hulle ek wil amper sê hulle verhouding is 'n baie meer sterker verhouding, maar as ek aan die buitekant staan en ek kyk na die ekonomiese komponente, dan is daar 'n definitiewe oplewing in die mark. Ek weet hulle het nou onlangs goeie pryse weer gekry wat hulle baie dankbaar oor is. So dis 'n positief en dan ook die feit dat Lindy op hierdie stadium sê 60% van die wol gebruik en ook seker maak dat die boer 'n goeie prys kry. 'n ordentlike prys kry. 'n goeie prys kry, want daai wanbalans in ons ekonomie ten opsigte van die voedselketting of van punt A tot by punt, kom ons sê nou maar D. Ja. Jy weet, daai wanbalans is uit, jy weet. So die boer moet na gekyk word en dis vir ons van kardinale belang dat ons daar inpas, want ons is primêre verbruikers van die wol, jy weet. So ja. Nee, ons is opgewonde hoor. Ons kuier nou al van gister af hier by julle, so informeel rondgestap en gewys en baie geleer. So ek wil gou-gou in 'n
so tipe in 'n neutedop. Daar was 'n paar verskriklike, ek is 'n syfermens, vreeslike indrukwekkende syfers wat jy daar uitgegooi het. Soos byvoorbeeld, julle werk in skofte, julle produseer werklik soveel. Ja wel, ek dink ons het nie regtig 'n keuse nie want die aanvraag is so groot. Jy weet die Amerikaanse mark is 'n soos die Engelsman sê 'n consumer market. Jy weet hulle het wegbeweeg van die produksiekomponent af. So vir ons om in skofte te beweeg is dit gaan bloot oor die aanvraag. Jy weet ons produseer geen mat as dit nie op 'n bestellingsstruktuur is nie. En dit is 24 uur wat dit dan gebeur. Tussen 18 en 24 uur. Ja. Dis ongelooflik. So jy is letterlik mense wat in die aand hierso sit en weef. Ja, 100%. Yes, jy kry dit so min in Namibië dat dit is so lekker om dit te hoor dat daar soveel werk is dat mense actually in skof. Dis ons maar iets wat eintlik by die myne en daai goed is. Ja, en nie ons moet ons het nie regtig 'n keuse nie, anders gaan ons nie kan voldoen aan die markie. Uitbreidingsgeleenthede buite nou vir die weefskool, waar sien jy gaan julle bedryf heen? Ag ek dink die droom is 'n generasiedroom, dit is wat ons mee begin het. Maar vir nou dink ek Stampriet in die suide is ons kern, is ons fokuspunt. Jy weet Lindy gebruik altyd hierdie mooi woord organiese groei. Presies. En daar is soveel wol beskikbaar dat ons nog maal 10 kan doen en die mark is ook daar. Jy weet so vir ons is dit klein stappies, hoe eet jy olifant, klein happies. Maar ons doen die regte ding, kwaliteit, kyk na ons mense en kyk na die hele struktuur en maak seker dat ons dit reg doen. En van daar af sal die drome realiteit raak om groter en groter te raak. Maar ja, ons het 1 of 2 planne ten opsigte van die weefskool en ook die produksie te vergroot. Om al hierdie komponente wat ons mee besig is binne in die sosiale struktuur van ons mikroekonomie te vervul. Want dit is 'n belangrike ding. Dit gaan nie net hier oor die produksie nie. Dit gaan oor die ekonomie van Stampriet en die wat is die Afrikaans nou? Ek sukkel nou. Die spillover effek van 'n werk hier en dan in Stampriet weer die res van die ekonomie te kan stimuleer. Ja, ek dink Stampriet is 'n baie spesiale plek. Jy weet ons wat ook baie gekonsentreerd is in die eiendomsbedryf. Jy weet as daar nou een plek is in die land waar ek buite Windhoek en die kusgedeeltes regtig sou wou investeer en jy gaan kyk na die groeikurwes van 'n presentasie oogpunt af en wat gebeur het die laaste 5 jaar in Stampriet spesifiek. Dis indrukwekkend. Jy weet ons het 2 skole, ons het 'n groot ontwikkeling, 'n landbouontwikkeling wat plaasgevind het. Dit het 'n ongelooflike inspuiting gehad in ons ekonomie. Net daai spesifieke ontwikkeling gee oor die 400 mense werk. Jy weet, 5 jaar terug was hier niks gewees nie. Jy weet, dit was net die water en die verdoemde karakoelbedryf wat besig is om te val. En nou met die ontginning van al hierdie ekonomiese komponente wat 'n rol speel, is Stampriet 'n baie spesiale plek. Jy weet, en dis hoekom hierdie bome en goed so mooi is, want die soveel water en die soveel sonenergie, jy weet. En elke ou wat betrokke raak in hierdie gedeelte van die suide bring iets unieks. En dis hoekom ons ook nou 'n komponent sien van groter besighede en buitelandse kapitaal wat baie vinnig invloei in hierdie Kalahari gedeelte op hierdie stadium. Dis wonderlik. Dis altyd heerlik om 'n goeie nuus storie te kan vertel. Rega, dit was heerlik om met jou te gesels. Ons wens julle net die absolute beste toe en as ons sy draai kom kuier ons beslis weer hier. Jou baie dankie. Ja, dit is 'n voorreg om julle hier te hê. 'n bakkie vrag ou goeders. Ou goeders. Dink jy Lindy en Rega het agtergekom dat daar van hulle goedjies? Ek dink as hulle slim is gaan doen hulle 'n bietjie voorraadopname. Voorraadopname. Dis dan die mooiste goed op die stoepe, in die kamers, oral is daar. Jy gaan so terug in tyd. Jy wil net inpak. Ja. Ek is maar net die mooiste goed wat daar is, nie? Ja. En elke kamer wat uniek is. Ja. En lyk anders. Witte brood, sweete. Ja, dit is 'n plonspoeletjie. 'n Plonspoel. Wat 'n hy het verduidelik daar's 'n ek wil nou
sê 'n donkie. Dis 'n donkie, Maar nou ja. nie 'n 4-been donkie. Nee, 'n Donkie warm wat jy donkie. stook met 'n warm donkie. met blits en kole en daai. En so aan. So jy kan die water warm maak. Die liefde ook. Ja. Focus. Julle moet gaan kuier. Stampriet Historical Boutique Hotel en ja, lekker naweek.